Hier is 'n waarheid. Ons kan nie verby die waarheid kom nie. Hy is hier. Maar wanneer Jesus kom, dan leer die Bybel af, vra Hilton, wat is jou waarheid? Ons dank die Here vanaand vir die laaste keer, vandag vir die laaste geleentheid, dat die Here die geleentheid moontlik gemaak het dat ons in u dorp op uitnodiging van Homebase met u kon deel oor die wil van die Here in ons lewens. Ons is dankbaar vir die Here vir die kosbare bediening wat sal verseker dat dit nie in Bodrivier eindig nie, maar dat dit oor die breedte van ons land, oor Afrika sal gaan. Bodrivier gaan nou tot by Kaïro. Amen. Die hele land vol en ons vertrou die Here dat dit wêreldwyd spoedig sal wees. Want hy het ons gesê, gaan dan heen en verkondig oral. Diebares, ons kan voel asof ons die witbroodjies van die Here is, want dit het hier gebeur. Maar die Here het die witbroodjies nie. Die Here hanteer ons almal dieselfde en hy wil ons almal red. Baie keer dan voel ons so goed omdat ons by die Here is, maar dan is ons nie eintlik regtig by die Here nie. Ons is so opgemaak met onsself, maar die Here sukkel om eintlik by ons harte uit te kom. En daarom het ons vandag vir die laaste keer 'n ernstige rede om te kyk na onsself weer. Vandag vra ons weer, wat is jou waarheid? Wat is die waarheid omtrent jouself? Wanneer ons by vandag se uitdaging kom. As dit nodig, of het dit tyd geword, of gaan jy jou nie steur nie, wanneer vandag se boodskap sê, neem die wêreld, gee my Jesus. Het ek in u by die plek in ons lewe al gekom, waar ons al gesê het, onverskrokke, vreesloos, never mind wat die wêreld sê, vat die wêreld en gee my Jesus. As dit vandag die dag dat ek en u by die plek moet kom, voor ek hierdie plek verlaat, waar ek sê vandag Here, gee ek die wêreld prys, ek ag alles skade om Jesus as wins te verkry. Want ek besef vandag, wat sal dit my baat as ek die hele wêreld win, maar aan my siel skade ly? Vat die wêreld, gee my Jesus. Kom ons lees die woord van die Here diebares. Blaai na Titus hoofstuk 2 en ek lees vanaf vers 12, liewers vers 11 tot vers 14. Die opskrif is, die reddende genade het aan almal verskyn. Wat dit beteken? Titus is daar heel agteromtrent in die Bybel, na by die einde van die Bybel, vir u wat 'n bietjie vasdraai. Die Bybel lees as volg, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, om ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk en as eiendom te reinig
ywerig in goeie werke. My vriende, ek en u het die woord van die Here verneem die afgelope reeks. Dit was nie net die woord van die Here nie. Dit was reddende genade wat aan u verskyn het, en nou roep God ons tot 'n heilige lewenswandel. 'n Lewe wat getuig daarvan dat God op jou weg gekom het, jy die wêreld en die plesier van die wêreld versaak. Nou lewe jy as 'n heilige. Die Bybel het ons geleer by die vorige ene dat die heiliges is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Jesus. Sommige mense wil net die gebooie bewaar en hulle lewe sonder 'n lewende geloof in Jesus. Andere wil weer net sê ek glo aan Jesus. Jesus is alles vir my, maar hy's ongehoorsaam aan God se gebooie. Jy moet albei doen om jouself as 'n heilige te kan sien, sodat God jou as 'n heilige kan sien. Jy moet geloof hê en jy moet God se gebooie uitlewe. Nie ken nie. Nie ken van geloof nie. Nie die Bybel ken nie en jou lewe is 'n ander lewe nie. Geloofslewe en 'n gehoorsame lewe in die gebooie. Wat ek en u moet hier verstaan in die dorp, in die huis, in die samelewing, as kinders soek God, die Here soek kinders, die Here soek mense wat vir hom lewe. As genoeg kerkgangers, as genoeg skynheiliges, as genoeg skrifgeleerdes en mense wat te veel weet. God soek mense wat sy woord lewe elke dag. God soek die geleentheidschristene nie. God soek die Christene wat wil wys hoe kwaai is hulle as 'n gehoor is nie. God soek mense wat as jy om die draai loop, dan loop jy nog altyd met Jesus. As iemand jou deur die venster dophou en jy weet nie daarvan nie, en dan moet hy Jesus in jou sien. Om Jesus te vind, diebares, is 'n lewenssaak. Is nie 'n saak van dis kerktyd en is werktyd en is etenstyd en is slaaptyd en is TV-tyd en is sokkertyd. Waar jy ook al jou bevind, moet Jesus deurkom. Die Here roep ons om in hierdie teenwoordige wêreld uit te staan, 'n lig te wees, sodat ons Vader wat in die hemele is, verheerlik kan word. Ons word nie gered om 'n naam te maak vir onsself nie. Ons word gered om die naam van Jesus op te lig. In hierdie wêreld waarin ons is, moet ons saam met Paulus stem om te sê, kyk hier, Hilton, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Vandag sê ons, neem die wêreld, gee my Jesus. Iemand moet vra, hoekom vir Jesus? Wanneer ons uit die plek gaan, dan wil ek, die Here moet my help, dat hy moet verstaan, ons het die God van die Bybel kom verkondig, ons het Jesus verkondig, en nie 'n mensie. Hoekom Jesus, my vriend? Hoekom het ek die wêreld verlaat, en Jesus aangegryp? Kom ek vertel u van my vriend, Jesus. My Bybel sê,
In Johannes 6 vers 14. Jesus is die weg. Jy kry baie paaie. Jy kry baie hoë weë in hierdie wêreld, breed en smal, kronkel of reguit, maar daar is net een weg en sy naam is Jesus. Ons is verdeeld en onderverdeeld en ons is nog nie klaar gedeel nie, maar prys die naam van die Here, dis nie nodig nie, want die weg is duidelik, daar is net een weg. Mense wat jy op hierdie weg is, my vriend, ek moet vir jou eerlik sê, jy is op 'n dwaalweg. Jy kan op 'n goeie weg wees, maar dan sal dit 'n goeie dwaalweg wees. Jy kan op 'n wonderlike weg wees, as dit nie die Jesus weg is nie, maar jy is op 'n wonderlike verlore weg. Want my Bybel leer, daar is 'n weg. Nie die Jesus weg nie, die mense weg. Wat hy so goed praat, wat hy so kan verduidelik, dat hy kan so baie geleerdes aanhaal, dat hy partykeer even die skrif ook misbruik om sy weg reg te maak. Maar my Bybel sê, daar is 'n weg wat vir die mens lyk na 'n regte weg, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Is interessant. Die Bybel sê daar is 'n weg, maar die einde is weë. Want jy sien op die duiwelse weg, moet jy baie keer afspring van die platform af en op die spoor langs hardloop en dan weer, jy's op 'n paar weë as jy moet die duiwel wandel. Het hang af wie jou sien, hoe jy jou gedra. Daar is 'n weg. Maar die Bybel sê Jesus is die weg. As jy hom nog jou eie gemaak het, die broer, jy kan gelowig wees, suster, maar jy is op 'n dwaalweg, jy is op 'n verlore weg, op pad hel toe. Dis die waarheid. Kom ek vertel jy van hierdie Jesus. My Bybel sê in Johannes 9 vers 5, hy is die lig. Ons het by die vorige lesing gekyk hoe kosbaar is lig. As jy regte geld in die lig hou, dan sien jy die watermerk, jy sien dis regte geld. Ons het gesien, as mense kom preek, en hulle praat mooi, en hulle is net vreeslik in die gees, en jy hou die lig op, wie Jesus is, en jy sit die boodskap onder die lig, dan kan jy sien, is dit van Jesus af, of nie, is dit maar net 'n klinkende metaal. Miskien doen hy even wonderwerke. Miskien laat hy even die siekes loop en hy maak die blindes se oë oop en die verlamdes is uit die reistoel uit. Hy doen al die dinge, maar wanneer jy lig opsit, dan vind jy nee, hy's op 'n dwaalweg. Want Jesus het self gesê, julle sal sê, ek het ek in u naam. As een lig. U woord is 'n lig. Jesus is die woord wat vlees geraak het. God self. As ek en u nie iemand meet aan God se woord, as ons die lig oor dit sit die dierbaar is, dan gaan ons mislei word. Het maak nie saak wie sit nie. Het maak nie saak of het ek is, of het pastor is, of het oudie is, of het wie ook al is nie. Jy kan maar die ranke noem in die wêreld. As hy nie spreek volgens hierdie woord nie, sê die Bybel, is daar geen lig in hom nie, en die lig is Jesus self. Ek verstaan, 'n mens kry talente. Kry mense wat kan goed sing, die broeder is ook 'n musikant. Jy kry mense wat kan goed preek, en hy preek wonderlik, of hy sing wonderlik, of hy bedien wonderlik, maar dit sê nie,
hy sal reg wees vir die lig. Daarom moet jy die lig vat en jou eie maak, sodat jy hom kan meet. Die Bybel sê, Jesus is die lig. Sonder hom as jy in duisternis en jy weet nie waarheen jy op pad is nie. Jy loop saam, maar jy gaan onnigter word aan die einde, my vriend. Ek is so bly vir die volgende karaktertrek van my Jesus. Johannes 14 vers 6. Hy is die waarheid. Dierbaar is dit nie kosbaar om te weet dat daar iewers 'n ware waarheid is. Jy kan sê dit is die waarheid. Hoog sweer en laag sweer. Maar dan moet ons eers weer lig toe. En kyk of dit Jesus se waarheid is. My Bybel sê, as jy op soek is na waarheid, dan beter jy sê, vat die wêreld, gee my Jesus. Hy is die waarheid nie. Ons moet nie meer mense aanhang. Sê saam met my, ons moet nie meer opsien na mense nie. Hy man is dit, die vrou is dat die, ons moet nou die man wie die waarheid is aanneem. Want sonder hom sit jy met dwaalleer. Valsheid, my vriend. Sonder hom is mense skepties. Kan dit wees? Maar wanneer jy Jesus het, dan sê jy, twyfel nie meer. Vertrou die Heer, hy stel jou nooit teleur nie, want hy is die waarheid, sy woord is waaragtig en betroubaar. Sy ja is ja, en sy nee is nee. Want hy kan net die waarheid praat. As jy hom nie het nie, is jy iemand se seun. Die Bybel noem hom die vader van die leuen. Die duiwel self. As jy agter dwaalleer aan loop, my vriend, is die duiwel jou pa. Jy kan so kerklik wees soos jy wil, maar jou eie pa is die Satan self. As ek nie kan sê ek staan op God se ware woord nie, dan loop jy agter 'n leuen. So goed soos dit ook al klink. My Bybel sê hierdie Jesus, prys sy naam in Johannes 15 vers 1, hy is die ware wynstok. As jy nie in hom is nie, sorry broeder, as jy nie in hom is nie, sal jy nooit vrug kan dra nie. Jy sal 'n droë tak wees wat reggemaak word vir die vuur om verbrand te word. Bly in my, soos ek in julle. Sonder my kan julle niks doen nie. Bly in hierdie liefde van my. Is wat Jesus sê. Ek is die ware wynstok. Dierbaar is jy in Jesus. 'n loot in die ware wynstok vandag. Wat is jou waarheid? As die Here vandag hier so instap, en hier kom sê, hy is die ware wynstok, en hy soek nou sy lote, sal u met vrymoedigheid opstaan. Want die vrugte sal mos die waarheid wys. Sê saam met my. Jy kan sien al meer. Hierdie Here werk, die Here saak, is nie 'n vriende saakie. Is nie 'n groep saakie, is nie 'n mense saakie, is 'n persoonlike saak. Jy moet in hy wynstok wees, jy moet 'n loot wees wat in hy wynstok is,
op jou eie. 'n baie persoonlike saak. My Bybel sê nie in hy wynstok hang daar verskillende kerke nie. Sê die Bybel so? Daar nie verskillende bedienings nie. Daar hang lote en dit is elke een van ons as ons in hy wynstok is. Sonder hom is ons droë takke, diebaar is wat reggemaak word vir die vuur, vir die goddelose. Prys die naam van die Here. Hierdie Jesus is ook die rots. Wanneer ons vandag soos hier by begrafnisse, wanneer ons by begrafnisse kom, dan gaan my hart altyd so uit vir die mense wat seer gekry het. Maar dan vind ek so vertroosting in die feit dat my Jesus 'n rots is. My vriende, ek het op die paaie gewerk en jy weet as die windjie koud waai, 'n boom kan nie die wind keer nie. Jy kan agter jou kar staan, agter die bakkie staan, agter die lorry staan, maar die wind sal onderdeur kom. Sy saam met my. Maar as jy 'n skuiling agter 'n rots soek, die wind moet om hom waai, want die rots is 'n digte rots. Jesus is ons ewige rots. 'n Skuilplek in die tyd van storm. Rock of Ages, cleft for me. Daar is 'n skeur in hy rots, 'n skuilplek vir my. My vriende, al maak die lewe met my wat, ek skuil maar net by U. O rots van die eeue, ek skuil maar net by U. My vriende, wanneer hierdie lewe eensaam raak, wanneer die wêreld jou stief behandel, vlug na die rots, soveel hoër as ons. 1 Korintiërs 10 vers 4 leer ons, Jesus is 'n rots vir ons. As jy nie die rots in jou lewe het nie, op sand is gevaarlik. Die storms van die lewe woed, waai jou huis om, broer. Jy weet hoe dit as jy op sand bou. Jy kry nie beter sand as mense nie. Die my reg gehoor, jy kry nie beter sand as mense nie. Baie van ons het al gebou op mense. As jy op mense bou, dan as die storms kom, hawaai hy sand onder jou uit. Daarom sê die Bybel, steun nie op die arm van vlees nie. Nie eens op prinse nie. Sit jou vertroue in die rots Jesus Christus. Hierdie Jesus is die brood van die lewe. Volgens Johannes 6 vers 48. Ek bemoedig u keer op keer om te eet van die lewende brood. As jy nie Bybel lees nie, as jy nie Bybel ondersoek nie, dan is jy uitgehonger. In 'n geestelike sin. Ons moet daagliks tyd maak vir God se woord, sodat ons kan aan die geestelike lewe bly. Want Jesus self, my vriend, is die brood van die lewe. Niemand van ons gaan winkel toe en koop 'n brood en sit hom onder die arm en gaan sit die brood voor ons bedkassie neer tot daar Sondag aand spook en dan maak ons die brood oopie. Sy saam met my? Baie keer leer die Bybel voor die bed om die spooke weg te hou. Hy word nie gelees nie. Kinders van die Here hardloop met die Bybel as dit lyk hy huis vol is ietsie lekkerie.
Die Here moet in jou woon. Is nie die Bybelse blaaie nie. Die Here moet in jou lewe woon. Deur sy woord. Ek kan dit waag om te sê die Here is moeg dat ons met 2 Bybels bly. Jy het 'n duur Bybel, maar hy bly nie. Om die waarheid te sê, sommige weet nie eens waar is die Bybel nou in die huisie. Want die vrou het gedraai, nou weet ons nie waar is die Bybel nie. Maar vra nou net, waar is hierdie koppies? Ek het dit by my ma geërf. As die huis nou oproerig. Of het my foon gevat? Waar is hierdie mout? Jy keer die huis om, jy soek hierdie mout by die TV. Jy kan maar oordruk, maar jy wil nie oordruk, jy wil kwaai wees. Jy wil gaan sit in hom oordruk. Jy gaan aan oor hierdie mout, maar waar is jou Bybel? Jy kom huis toe, die diens was geseën, die diens is geseën, maar jou Bybel het toegekom en toegegaan en hy gaan toe lê heel week. Maar jy is bekeer. Jy is dood van die honger. Want die brood van die lewe het hy nie geëet nie. Geen wonder, ons gaat agter elke windjie wat waai. En ons ken nie vir God deur sy woord nie. Prys die naam van die Here. Jesus is die Alfa en die Omega. Ek en jy moet altyd onthou, tussenin kan die mens maar sê wat hy wil. Vra vir Nebukadneser, vra vir Belshazzar, jy kan jou maar slim hou, jy kan maar doen wat jy wil, maar die begin is Jesus en die einde sal hy wees. Hy is tot in alle ewigheid, hy was van alle ewigheid af. Hy word nie aan tyd gekoppel nie. Hy is 'n ewige, lewende God. Sonder hom ken jy nie eens die begin van jou verdriet nie. Om die waarheid te sê, jy ken nie eens die begin van goeie dinge sonder hom nie. En sonder hom sal jy die einde van jou verdriet ook nie ken nie. Maar in hom, met hom, ek weet wat gedagtes ek kan gaan die hele koester. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ons kyk uit vir 'n stad gebou deur Jesus self, waarvan hy die boumeester is. Maar ons moet met hom bedoel. Ons moet besigheid met hom doen. Ons moet besigheid lewe vir hom. Ons moet nie van hom weet nie. Hy moet in ons wees. En ons moet afgesterwe wees. Dat Jesus in jou kan lewe, my kind. Vra vir Salomo, wat het hy probeer? Kom ons kyk wat in Salomo, vir 'n oomblik. Ons wil sê vandag, vat die wêreld, maar gee vir my vir Jesus. Ek wil saam met hom in Jerusalem wees. Leer nou vandag by Salomo. Die Bybel leer vir ons in 1 Petrus, ek noem net vir julle die verse, u kan dit neerskryf of gaan opsoek by huis, terwille van tyd gaan ek dit net vir u noem. Die Bybel leer ons in 1 Prediker 1 vers 12 tot 18 kan jy omtrent lees, waar die Bybel sê, hy het wysheid probeer. As mos mense wat, ek is nou nie 'n kerkmensie, maar ek gaan diep pad loop. Ek gaan nou net leer. Ek ken met mense wat net leer en nooit klaar leer nie. Hulle sê ook, ons praat almal van hom. Hey, hy man is nou al 'n dokter, hy man is nou al 'n professor, hy man het nou al die diploma en die graad. Almal praat van hom en hulle sê hy is al weer ingeskryf, hy leer alweer.
Hoor vir Salomo. Hy sê hy het wysheid probeer, maar hy het besef, al wat jy bymekaar maak, is net verdriet. En smart, want hoe meer jy weet, hoe meer besef jy hoe min jy weet. Sy slotsom is net 'n gejaag na wind. Toe probeer hy iets anders, 'n bietjie vreugde, plesier. Lag en wees vrolik, hou party, net gelukkig wees, hy probeer dit ook. Hy kom tot die slotsom. In Prediker 2 vanaf vers 1 tot 11 lees hy oor hoe hy nou vreugde nagejaag het en gedink het sal nog vir hom geluk bring en hy sal nog gelukkig wees. Maar hy kom tot die slotsom en hy sê, selfs dit is net 'n gejaag na wind. Dan kry jy mense wat baie lief is vir werk. Elke dag in die werk. Ek is nie lui nie, ek is 'n werksman. Ek is van Sondag tot Sondag. Die mense sê, man, jy moet 'n bietjie rus. Die Bybel sê, jy moet 6 dae arbei, en op die 7de dag moet jy rus. Nee, broer, man, ek lyk ledig, wees ek wil werk. Jy weet, is double time, is overtime, is alles. Salomo het werk probeer. Prediker 2 van 17 tot 20, nadat hy nou so gebou en te kere gegaan het en gewerk het, toe hy tot die einde kom, toe sê hy vir homself, selfs harde werk is 'n gejaag na wind. Wysheid en vreugde en werk op sigself is nie noodwendig sleg nie. Maar as jy dink daarin lê 'n lewe, as iemand wat die lewe is, sy naam is Jesus. Salomo het rykdom probeer. Prediker 5 vanaf vers 9 tot 12, hy het gesê, hy wat geld lief het, kry nie genoeg nie. Nooit genoeg van jou inkomste nie, as ek net 'n verhoging kan kry. As hulle ons net 15% kan gee, as ons nou net hy backpay kan kry, as my skip net kan inkom, allerhande, jy soort net altyd nog geld. Maar Salomo het besef, alle geld in die wêreld is maar net ook 'n gejaag na wind. As mense wat dink as jy geld het, as jy God. Mense wat dink as jy geld het, kan jy die wêreld kom rond sit. Maar die wee daarvan is wee van die dood. Daar kom 'n dag wanneer geen geld in die wêreld vir jou die ewige lewe kan koop nie. Daar kom 'n dag wanneer al die geld in die wêreld geen gesondheid kan koop nie. Daar kom 'n dag wanneer al die geld in die wêreld nie jou huwelik kan red nie. Daar kom 'n dag wanneer jou kind wegdraai en sê, jy is nie my pa nie, dat geen geld in die wêreld daai kind kan terugkoop nie. Daar kom 'n dag wanneer jy op jou sterfbed lê en die dokter sê die familie moet maar kom by sê, al het jy wat se geld, geen geld in die wêreld kan vir jou ekstra 5 minute kos nie. Baie keer dink die kinders van die Here te veel van geld. Geld is nodig, maar geld is nie 'n God nie. God is God. Rykdom is 'n gejaag na wind, my vriende. Die arme broeder Salomo het ook vroue probeer. Ek het baie respek vir die vrouens, ek het ook 'n vrou. 1000. En hy sê, bitterder as die dood is 'n vrou wat van die duiwel af is. Bitterder as die dood. Hoe gebruik die Here u of wie gebruik u? Moeder, vader. Die vader is 'n gevaar
as die moeder nie godvreesend is nie. Want die vyand het dit in die hart van die vrou opgebring om te wil heers oor die man in vandag se dae. Sê Here, Here, maar jy sê ook vir die broer, hallo, jy is 'n ouderling by die kerk, nie hier by die huisie. Jy sê vir jou kerkmense, jy sê nie vir my nie. Jy kry susters wat sê, vir die man van agteraf, jy moet nou klaar maak. Never mind, God se gees, die vrou het gepraat, bitterder as die dood. Die man se hart wil nog van die goedheid van die Here sing, maar die regering praat daar agter. Tiberius, wie gebruik jou? Wat is jou waarheid, moeder? Vrou, jong meisie, wat is jou waarheid as dit by die geestelike kom? Die werk van die Here gaan baie keer agteruit, want die manne moet versigtig wees vir die vrouens se gesindheid by die huis, so hy kan nie hier om uitleef in die Here nie. Tiberius, moenie kerkrokkies dra terwyl jy met God speel nie. God se tyd is God se tyd. En as jou man God wil dien, sê dankie Here, as vrouens met dronk mans wat wens hulle manne kan God soek. Jou man gaan 5 minute langer aan in die diens. Hy dronk man, hy kom nie eens huis toe nie. Salomo het dit alles probeer en gesê, selfs dit is te vergeefs. Prys die Here, hy kom by 'n slotsom in Prediker 12 vers 13 en hy sê nou, die hoofsaak van alles wat gehoor is, luister hierbaar is vrees God en hou sy gebooie. Want dit geld vir alle mense, vir vroue en vir manne, reg oor die breedte van die wêreld. Jy kan alles in hierdie wêreld probeer, maar jy sal aan die einde van die dag moet verstaan, daar is net een God wat moet gevrees word, daar is net een God wat moet aanbid word, daar is net een God wat die eer toekom, want die oordeel, sê volgende vers, is 'n werklikheid. God hou boek. God hou boek. Hy sal elke werk bring in die gerig, sê Salomo. Dan kan ons van Paulus ook leer. Ons het mos ons sien baie op na apostel Paulus. Ons wil kyk of hy ook vir ons aanbeveel om te sê, vat die wêreld en gee my Jesus. Filippense 3 vers 3 praat Paulus en hy sê van in hoofstuk 3 sê basies, ons moenie op mense, ons moenie op die arm van vlees vertrou nie. En hy sê by homself, hy het genoeg rede gehad om op vlees te vertrou. En dan noem hy sê, ek Paulus basies, hy sê hy was besny op die 8ste dag. Soos dit 'n goeie Hebreër betaam. Hy was uit die stam van Benjamin, 'n Hebreërs uit die Hebreërs wat ywer betref. Hy het self die kinders van die Here vervolg in sy ywerigheid as 'n sogenaamde kind van die Here. Hoor hoe sê jy man, dit kom by geregtigheid. Ons het mos gehoor, al die gebooie is geregtigheid, Psalm 119 vers 172. Hoor hoe sê hy omtrent geregtigheid. Hy sê wat geregtigheid betref, was hy onberispelik. Hy was foutloos. In eenvoudige taal kan Paulus eintlik sê,
ek was 'n baie goeie kerkmens. Maar kyk hoe draai Paulus in Filippense 3 vers 7 en 8. Ek was 'n baie goeie kerkmens, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus ontwil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here. As ek in jou daar, wanneer ons van Jesus praat om te sê, my Here, die kennis van my Here is hier in sy woord. Die kennis van my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou het, om Jesus as wins te verkry. Diebaar is, as ek en u by die plek waar ons sê, alles beskou ek as drek. Die Bybel sê in Engels, I consider everything rubbish to win Christ. Wat is vir jou kosbaarder as Jesus? Wie is vir jou kosbaarder as Jesus vandag, my vriend? Is daar iets in hierdie wêreld? Is daar iemand in hierdie wêreld wat jy nog sê, Here, alles behalwe? Kom ons leer by Paulus. Waar Paulus vir ons sê, ek beskou alles as drek van hierdie wêreld. Om Jesus, nie lidmaatskap, nie aangeneem, nie voorgestel nie, maar om Jesus as wins te verkry. In ons dag is ons kerkmense. Ons is bedieningmense, wat ons ook al wil noem. Sommige van ons is opgemaak dat ons gebore is in die kerk. Ek is hier gebore, broeder, ek raak groot hier tussen die banke. Jy kan my niks vertel van die kerkie, ek word hier groot. Almal ken my, jy kan maar by enigeen vra. Hulle kom kry my. Ek is hier ingeseën. Of ek is hier gedoop. Ek het lidmaatskap. My naam is al van 19 soveel af in die boeke. Om die waarheid te sê, ek is baie getrou met my bydraes. Gee my bydraes altyd. Ek ondersteun die programme van die kerk. As die kerk 'n bazaar het, ek is daar. Ek dra die tafels, ek skuif die stoele, ek maak bakkoek, ek koop gemmerkoekies, ek is daar. Hulle kan net op my nommer druk. Hulle ken my almal. My bakkie kan julle gebruik. Roep my, ek is vroegoggend daar. Hoe laat moet ek daar wees, suster, broeder? Kerk iets aan het, ek is daar. Die programme van die kerk, ek support. En om die waarheid te sê, hier gaat hulle my uitdra. Jy is die kerk so lief, dat jy sê, hier gaan niemand my uitkry nie. Hier moet hulle my uitdra. Jy worry nie eens of hierdie kerk wat jy mee so opgemaak is, as jy lig opsit, gaat hy staan nie. Maar jou mind is opgemaak, hier moet hulle jou uitdra. Alles is ook jou toe. Het maak nie by jou saakie, want solang het net uit die kerk uit is. Baie van ons mense lewe vir hulle kerk. As jy saam met my? Ons lewe
vir ons kerke. Ons ken nie vir God nie. Ons ken nie vir Jesus nie. Ons lees nie sy woord nie. Ons spandeer die tyd in gebed nie. Ons vertel nie die wêreld van Jesus nie, maar ons is lief vir die kerk. Soos die mense sê, hulle kry my nie weg met 'n warm yster. Maar luister wat sê die woord van die Here. Matteus 16 vers 26. Want wat baat dit 'n mens? Al jou kerklikheid en al, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen? Jy het alle eer en prys en lof van die ander gelowiges in die kerk, hoe kosbare, dierbare jy is. Jy het alle eer, maar wat sal dit jou baat, sê die Bybel? As jy die hele wêreld wen en aan jou siel skade lê. Of wat sal die mens gee as 'n losprys vir sy siel? Geen wonder die Here wil vandag vir ons sê, ons moet tot die slotsom kom, waar ons sê, vat die wêreld. As even my kerk deel van die wêreld is, vat my kerklikheid ook, en gee my Jesus. Laat die 4 evangelies ons gou van Jesus vertel. Matteus 1 vers 21. En sy sal 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem. Amen. Hoekom? Hoekom nie my pa se naam nie? Hoekom nie 'n familienaam nie? Hoekom nie sy oom se naam nie? Hoekom moet ons nie net maar hou by die tradisie, ons gee nou weer oupa se naam vir dit? Nee, sy naam moet Jesus wees, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Kom ons stel oor die saak reg. Jy moet my mooi volg. Die Bybel sê vir ons, die Here, Jesus het gekom. Hy was gebore en sy naam moet Jesus wees. Want die rede hoekom hy hier is, of hier was om vir ons te kom verlos van sonde. Ons wil hom vandag vir alles ken, behalwe vir ons sonde kwaal. Ons wil hom ken vir kraggeld, ons wil hom ken vir 'n werk, ons wil hom ken want ons wil 'n hobby hê, ons wil hom ken want ons soek 'n subsidie, ons wil hom ken want ons soek 'n verhoging of 'n bevordering. Ek soek 'n man by die Here, ek soek 'n vrou by die Here, maar ek wil hom nie ken want ek het 'n slegte sondige meer nie. Ek het 'n gees van losbandigheid nie. Ek rook skelm nie. Ek drink onder die tafel nie. Ek worry nie oor my sonde nie. Jesus is net my maatskaplike werker. My Bybel sê, sy hoofrede om te kom, was om vir my van my sonde te kom verlos. Het ek en u al net 'n gebed gedoen om in die Here te smeek om ons van sonde te bevry? Wanneer laas was u by die Here oor hy slegte maniere? Oor hy vinnige meer? Oor hy verkeerde gesindheid? Hy skewe kyke wat jy so maklik vir mense gee. Hy uitsoekerigheid van wie hou jy en van wie hou jy nie. En hy agteraf het allerhande sonde. Wanneer laas het jy net op jou knieë gesak en sê, Here, kom ons praat 'n bietjie oor waarvoor jy hier was. Ek het 'n sondeprobleem. Maar ons kan almal mooi bid oor alles behalwe oor die sonde. Ons gaan net so vinnig, Here, vergewe my sonde, en was my weer, en dan gaan ons alweer aan na die kos en die klere en die goeders toe. Hy het gekom, sê Matteus, omdat ons met 'n sonde kwaal se diebaar is. Die kerk van die Here stagneer, omdat ons nie oor ons sonde wil kom nie.
Die Here seën ons op 'n tydelike vlak. Hy gee kraggeld, hy gee klere, hy gee werk, hy sorg, hy's 'n goeie herder, maar hy het 'n probleem. Ons wil nie van sonde verlos word nie. Hy het dood gegaan vir sonde. Daarom roep hy, los die wêreld. Gee my Jesus. Hierdie Jesus het ons geleer wat omgee is volgens Matteus. As jy mooi die boek van Matteus lees, sal jy sien, wanneer Jesus oor die skare kyk, my broeder, sê my Bybel, dan het hy 'n innige jammerte vir hulle gehad. Dis die God wat ek dien. Hy's 'n God van omgee. Ek het by hierdie Jesus kom leer hoe dit voel dat iemand jou regtig liefhet. As kere in jou lewe wanneer jy voel, wie gee nou eintlik om vir my? Maar as jy opkyk, as ek terugkyk, as ek langs aan my kyk, die Here se werk in my lewe, dan kan ek sê, dankie Jesus vir die omgee. As jy wil leer hoe om te gee, leer ken vir Jesus. Hy is 'n mens op hierdie aarde gewees wat vir ons geleer het hoe om te gee. Hy het nie wit broodjies gehad. Hy het nie uitgesoek vir wie hy omgee nie. Hy het self sy hand uitgestrek na die melaatse toe en gesê, ek wil word gesond, terwyl die wêreld weggehardloop het vir die melaatse. Die Here wat ek verkondig is 'n God van omgee. Die rede waarom ek in u dorp is omdat God vir u omgee. Hy het my uitgered uit die nightclubs uit, want hy het 'n plan vir vandag, vir jou lewe gehad. Dis omgee. Dis omgee dierbares. Toe alles in my lewe wanhoopig was, toe red sy liefde my, want hy het omgegee vir my. Markus vertel ons van Jesus. Markus sê van die seun van die mens. Markus 10 vers 45. En die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee. As 'n losprys vir baie. Ons moet hier stil staan vir 'n oomblik. Hierdie Jesus wat ons verkondig, was 'n dienaar. Is hy met my? Ons ken mos hy naam hier in ons kringe, dienaar. As verblydend vir my om te sien, as ons hier goede in en uitdra, die pastoor, hy gee ook 'n hand, ek kan sien, hy's 'n dienaar. Want die Jesus wie ons volg, is 'n dienaar. Hy het sy lewe gegee. Hy het diens gegee. Hy was nie 'n praterie. Ons lewe mos in die era van vergaderings, my broer. Ons moet eers vergadering hou. Gaan dan heen. Ons moet vergadering hou oor die saak. Maak disciples. Die vergadering is nog nie 'n quorum nie. Van alle nasies en leer, maar op 'n punt van orde. U is buite orde. Volgens die grondwet is hy nou buite orde. Die werk van die Here staan stil, want ons moet eers weer ander week vergader. In die tussentyd sterwe siele sonder God, maar ons is nog besig met die jaarplan. Mense sterwe in sonde, maar ons het nog nie iemand vir hy posie.
My Jesus het gekom, hy het sy disippels saamgehad, maar hy het hulle gewys hoe word die werk gedoen, nie hoe word dit afgepraat nie. As lekker om te praat. Baie nice om te praat. Mooi idees. Ons hou brainstorm. Dink skrim. Kom maar dierbares, kom maar moenie idees, kom maar moenie idees. Jaar in, jaar uit, mense sterwe, ons hou bosberaad, en ons gaan kamp, en ons gaan nou die jaar gaat hulle sien, as die 1 Januarie, hey, julle moet ons dophou, wat is dit? Die Here het jou so geroep vir die 1 Januarie nie, hy het gesê, elke dag moet ons vir hom lewe. My Jesus se program met die Januarie begin nie. Hy het 'n nuwe jaarsplan gehad, en 'n ou jaar moet nou eers, ons moet nou eers weer see toe gaan, want ons het nou hard gewerk nie. Afskeid hou, as die moeder se afskeid, as die broeder se afskeid, as die kerkraad se afskeid, en as dinge se afskeid, allerhande afskeide. Ons is nes die wêreld. Ons is nes die wêreld. God het ons geroep om hom te dien elke dag van my lewe. Nou hou die kerk se program op, want is Kersfees. Amen. Kom ons is eerlik, die program hou nou op as big days, Die mense gaan shopping, die mense gaan nou, en die mense gaan see toe, ons program nou is op, maar nou sê die duiwel, kykie, hy mense gaan nou vakansie hou, ons gaat nie net van hulle kry nie, ons moet nou sommer die pere van ons ook meer bezig maak, want die kinders van die Here rus nou. Die duiwel weet, daar is die ruskansie, want sy tyd is min, maar die kinders van die Here het baie tyd om nog te rus ook. Heel jaar niks gedoen nie, maar ons soek 'n afskeid. Die baar is, dis niks met Boerderrivier alleen te doen nie. Die duiwel woed oral. En ons oë moet oopgaan, want Jesus het gekom om te dien. En as ek 'n volgeling is van hierdie Jesus, my vriend, ek het nie 'n ander saak aan nie. My werk is om te dien. Hy het sy lewe gegee. Sy lewe. Hy het nie gedink aan sy gerief, en hy moet uitgesorteer wees, en hy moet gemaak het, hy het sy lewe gegee, tot die dood van 'n misdadiger aan 'n kruis. Ons is volgelinge van die Here, maar ons is nie regtig op Jesus se weg nie. Want as ons op sy weg is, sal ons self verloon en Jesus volg, of het Easter, of Kersfees, of Saterdag, of Woensdag is, ons sal hom elke dag volg. Hy was 'n God van aksie. Hy was nie 'n groot prater nie. Lukas sê, van die seun van die mens, Lukas 19 vers 10, het gekom om te soek en te red wat verlore is. Die waar is u 'n soeker? Is ek 'n soeker? Wat is my waarheid? Soek ek die wat verlore is? Of is ek opgemaak met die wat by my is? Hulle moet net nie weggeraak nie. Die Bybel leer, die goeie herder het die 99 gelos en hy die een gaan soek. Baie keer loop ons makliker agter 'n storie as agter 'n siel. Agter invraag as agter 'n besorgdheid oor iemand wat besig is om God te verlaat. Die seun van die mens het gekom om te soek. Hy het die hemel verlaat.
En hy het na hierdie vervalle, sondige wêreld gekom om vir my en vir u te kom soek. Baie keer is ons uitsoekerig waar ons soek. Hy het sy hemelpragt verlaat. Ons kan ons eens indink hoe kosbaar die hemel is nie. En hy het gekom en hy was in 'n stal gebore. Hy het in die stofstrate geloop. Soekende na die wat verlore is. Waarmee is u besig? Met kerk? Ek mis hierdie diensie, ek mis hierdie bid hierdie, en ek is in die werk, en as dit maar weer diens, as dit maar weer bid hier, as dit maar weer so, is jy soeker? Is u 'n soeker? Soos wat Jesus gesê het, gaan! Hy gaan impliseer dat ons moet gaan soek die wat verlore is. My vriend, baie van ons wil die koste bereken voor ons gaan. Die Here wil hê jy moet gaan, maar jy gaan ek dit maak, Here. Die God wat ek dien, ek gaan nie net een ding sê. Die God wat ek dien, toe hy vir Farao sê, laat my mense gaan. En Farao sê, wie jou God, wie my kom sê nie. En God wys hom, kyk jy, hulle sal gaan. Toe stap God moet hulle na die see toe. Berge al kante. Farao met sy perde agter, sy ruiters. Die see voor, daar is nie 'n weg uit die. En God maak die see oop. Dalk sien jy 'n see, my vriend. Die God wat ek dien, kan jou droogvoets laat deurstap. As jy net glo, alles is moontlik. As jy net glo. Nou gaan nie vir my sê, maar daar is in die Bybelse tyd. Want as mens mense wat so sê, ja, ons is nie meer in hy tyd nie. Miskien is jou God die gister en vandag en tot alle ewigheid dieselfde nie, maar my God is. Verlede jaar het ek werkloos geraak. Ek sê vir my baas, ek gaan maar nou sign. Julle weet mos wat is sign, hè? Unemployment sign. En 'n bietjie vir die Here gaan werk. Die Here het my nou so mooi gesien in die afgelope tyd. Hy min wat ek gaan kry, gaan ek my nou vir die meester doen. Diebaar is, en ek het my voet in die rooi see gesit, want ek het nie geweet, ek het rekeninge soos u rekeninge het, ek het ook rekeninge, ek het ook goed om te betaal, maar ek het gesê, Here, die God van die verlede is die God van die hede, en die sal die God van die toekoms wees. Ek stap nou in die see, en vandag, diebaar is, die Here het my meer gegee, as wat ek na myself kyk. Want God is God, hy is magtig, as niks wat hy nie kan doen nie. As jy net glo, alles is moontlik by hierdie God, my vriend. Hy het gekom om te soek en te red. Baie van ons gaan soek om te gaan insê. Kyk nou, waar sit jy nou? As die jou eie toedoen. Ek het gesê, jy wil nie gehoor het nie, jy maar nou sien jy. Dis nie Jesus nie. Vir al in ons families, nee. Ons spreek baie maklik vir die buitemense mooi. Maar vir ons families sê, jy wil nie regkom nie, jy gaan sien jy. Ons soek hom om hom in te sê, maar Jesus soek om te red. Hoe is jy, my vriend, as jy by die verlore een kom? Het jy 'n gesindheid van redding?
Wil jy die persoon gered sien? Of verlekker jy jou, jy het hom kom soek om net te sien hoe afgebrand is hy in die sonde? My Jesus soek om te red. Wat verlore is. Wat sê Johannes? Ons almal ken die versie Johannes 3 vers 16. So lief. Die hele skrif die waar is baseer op liefde. Jy sal nooit die Here dien volgens sy woord. Ek gaan die oor sê. U en ek sal nooit die Here dien volgens sy woord as ons hom nie lief genoeg het nie. Ek kan vir jou skrifte op skrifte gee wat die Bybel sê en wat is die waarheid en wat is die leuen. Jy sal nie verander as jy Jesus nie lief genoeg kry nie. Want solank jy nie Jesus lief genoeg het nie, is dit omdat jy iets of iemand anders liewer het as hy. Jy kan nie wegstap van die leuen of van dwaalleer of van afgoderry nie, want jou liefde daarvoor is groter as jou liefde vir God. Maar my God, hy het hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Besef u vriende, dat God, die skepper van hemel en aarde, sy enigste seun vir u en vir my gegee het, om 'n ewige lewe te kry. As ek net kyk aan my eie verlede, dan moet ek vra, hoe kon God dit regkry dat Jesus in my plek gesterf het? Want ek weet mos my verlede. Ek is te skaam vir my verlede om dit vir u te vertel. Maar nogtans het God my so lief dat hy sy seun vir my gegee het. Ek is 'n pa van 2 seuns. Ek weet nie eens sal ek een kan gee vir 'n ander mens. God gee sy enigste vir 'n gefalle wêreld wat baie keer speel met hom. Sy naam deur die modder sleep, hom verag, hom bespot, hom vir 'n grap vat, hom ondermyn. Terwyl ons nog sondaars was, sê die Bybel, het Jesus vir ons gesterwe. Dis hoe God sy liefde aan ons bewys het. Wanneer laas het u net 'n oomblik gevat om te sê, dankie Jesus. Dankie God die Vader, dat u seun in my plek laat sterf het, sodat ek nie hoef om te kom nie, maar dat ek die ewige lewe saam met u in Jerusalem kan hê. Wanneer laas het u net 'n loflied gesing, omdat u dankbaar is vir hy gawe? Wanneer laas het jy 'n halfuur of 10 minute of 5 minute van jou tyd gevat net om lof aan God toe te swaai vir sy goedheid, vir die gawe van sy seun? Wanneer laas het jy gesê, Here, ek kom raak nou stil, want u kruisdood het vir my die verskil kom maak? Of gebeur dit net Paasnaweek? Het Jesus net gesterwe vir u in die geestelike wandel, wanneer dit Paasnaweek is, of elke dag moet ek tyd vat, die woord van die Here verwag,
verlang, die Here verwag van ons om elke keer tyd te maak om te verstaan dat die hemele leeg gemaak was vir ons. Ons moet dink oor die tonele van Golgotha. Tyd vat om te sien hoe dat Jesus van Pilatus na die volgende, van die Sanhedrin, hiertoe en dan toe, en langs die pad, bespot, geslaan, gespieg, vir 'n grap gevat word, mishandel word. En hoe dat hy op Vrydagmôre 'n kruis kry. En sukkel teen die heuwel van Golgotha uit. Vir jou, vir u, vir jou, my vriend, vir elkeen van ons. Het hy die heuwel uitgestrompel, geval, opgestaan en weer probeer. Want hy het aan ons gedink. Stikkend geslaan. Sy disippels het weggevlug van hom af. Alleen moes hy die kruis verdra. Wanneer laas het u gedink wat het gebeur toe hulle op Golgotha kom? Hoe dat my kosbare heiland opgevlek was op hy ruwe kruis. En die soldate met die spykers gekom het en sy hande deurboor het vir my sonde en u sonde. Wanneer laas het jy aan gedink? As jy my hande van jou so ander mense so goed vat. As jy my hande so point in jou man se gesig of in jou vrou se gesig. As jy my hande van jou allerhande sonde aanvang. Die seun van God se hande was deurboor. Wanneer laas het jou eie hande gekyk en gesien, is niks verkeerd met my hande nie, maar as iemand se hande wat my wonde dra. Wanneer laas, my vriend, het hy op die voete gelet. Sy voete was deurboor, waartoe loop ek in hom met hy voete? 'n bietjie in Babylon met die een voet, en 'n bietjie met die ander voet in Jerusalem, en so loop ons heel dag. Die seun van God se voete was deurboor. Wreed, hy was nie van narkose nie, my suster. Hy was nie 'n dokter ingeroep om narkose toe te dien, sodat hulle hom kan met die spyker. Hy was lewendig mishandel. Hy het die heuwel uitgesukkel met 'n doringkroon. Bloed het sy gesig bevlek. Dink maar, ek sien hier in die plek is baie vliee. Ek dink maar, hoe die vliee om sy gesig gedraai. Daar was niemand om die vliee weg te waai vir hom nie. En die bloed moes droog gaan op sy liggaam raak. Van my en u sonde. Hulle het die kruis opgelig en geskit in die aarde. Want hulle het hom gehaat. Kruisig hom. Ander kon hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Hy was nou die grap van die oomblik. Vir jou en my sonde. Wanneer laas het jy daaraan gedink, my vriend? Dink jy ooit daaraan? In ons kerklikheid. Dink ons aan die prys wat Jesus betaal het. Ons wat in sonde lewe en nie omgee ons lewe nie. Dink daaraan, my vriend. Iemand het dood gegaan vir jou. En daar in die lig hang tussen hemel en aarde met uitgestrekte arms. Nog meer 'n uitnodiging. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Dan doen hierdie ding wat almal verstom. Wat ons baie keer as kinders van die Here mee sukkel. Vader, vergewe hulle. Ons tel
hoeveel keer die man ons seer gemaak het, maar die God van die hemel, sy liefde is so baie, dat hy sê, vergewe hulle. As jy wil weet hoe lief jy iemand het, as jy wil weet hoe lief jy iemand het, vra vir jouself, tot hoe ver sal jy vergewe? Wanneer jy ophou vergewe, is die liefde op. As kinders wat vandag in die hof staan, wat die samelewing sê, die moet hulle net wegsluit en die sleutel weggooi, maar dat is haar ma se liefde, wat sê, ai edelagbare, hy werk vir my. Want die ma se liefde vir hy kind, het baie keer geen einde nie, maar die Bybel sê nog, al sou die liefde van 'n moeder opraak, sal myne nooit opraak nie. Dis die God wat ons verkondig. Op die kruis. Saam met hom aan die kruis het die Heiland my sonde gedra. Ja, vrywillig het hy aan die kruis uitgelei, sodat hy al my skuld en u skuld kan betaal. Daar het hy gehang op Goeie Vrydag, totdat hy dood was. Hy het gesterwe, sodat ek en u kan lewe en 'n oorvloed van lewe geniet, saam met hom in Jerusalem. My Heiland het dood gegaan vir u. Wanneer laas het u oor Golgotha gedink? U weet, as ons daagliks moet 'n tydjie vat om 'n bietjie te dink aan die prys wat betaal is vir hierdie liggaam, sê die Bybel, duur gekoop met die bloed van die lam, nie deur silwer of goud nie, duur gekoop, dan sal ons minder moedswillig sondig. Die Here roep ons tot ware aanbidding. Die waar is, Jesus het gesterwe, hy het opgestaan. Hy het hemel toe gegaan en het gesê, laat julle harte nie ontstel word nie. Ek gaan om vir julle plek te berei. In die huis van my vaders is daar baie wonings. Die wonings is daar. Ek en u moet net sê, Here, wees my genadig. Ek soek ook 'n plekkie, dan sit jou naam in die boek van die lewe. En hy kom nog weer terug. Soveel liefde het hy. Hy gaan weer kom om sy kinders te kom haal. Sodat ons die ewige lewe kan kry. Is dit nie 'n God van liefde nie? My vriend, wil jy nie vanaand sê, vat vir Babylon, neem die wêreld, die plesier van die wêreld, die mense van die wêreld, die aansien van die wêreld, die grootsheid van die lewe, die welis van die wêreld, vat dit vir jou. En gee my Jesus. Want hy is kosbaar. Hy is die beste. As niemand soos hy nie. Wil jy nie vanaand, wil jy nie vandag jou lewe in al opregtheid aan Jesus toewy nie? Wil jy nie vandag sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Nadat ek verneem het van die woord, ek kan nie 'n dag langer so aangaan nie. Ek het nodig dat u my nou waarlik red. Ek het gedink, maar ek het besef, dit was 'n weg wat vir my reggelik het. Ek het gedink ek is gelowig, maar ek het besef, ek was nog nooit op die regte weg nie. Ek wil vandag, na hierdie kosbare reeks sê, Here, neem my lewe. Laat dit, Heer, toegewyd wees tot u eer. Ek wil vandag sê, Here, u ken my. U weet hoe beklaanswaardig is ek. Wees my genadig. Dat ek nie vir 'n dag langer, 'n uur langer, sonder u sal leef nie. Maar dat ek soos Paulus al sê,
ek ag alles skade om Jesus as wins te verkry. Ek wil vandag vir Jesus sê. Ek nooi weer my vriende na vore wat vandag saam met my wil sê, neem die wêreld en gee my Jesus. Vandag is jou dag van welbehae, my vriend. Want jy sê, neem die wêreld, gee my Jesus. Wil jy nie vandag uittreë vir Jesus meer as ooit nie? Vra dat almal net hier aan my regterhand staan asseblief. Onse Vader, ons eer U. Ons prys U, Here. As niemand soos U nie. Niemand kan sonde vergewe soos Jesus nie. Here, U het ons noodkreet gehoor. Ons is hier om deur U geseën te word, gered te word, gereinig te word, gewas te word en nuut gemaak te word, Here. Verander ons, Here. Wanneer die mense in ons dorp, wanneer die mense in ons straat, in ons huise, aan ons kyk, moet hulle Jesus sien van vandag af, Here. Vergewe ons, Here, vir die kere wat ons kerk gespeel het. Vergewe ons vir die kere wat ons sonder U geleef het. Reinig ons, Here. Maak van ons Christene, Here. Maak van ons kinders van die Here. Dat U van ons kan sê, soos van Job, het jy ag gegee op my kind. Here, maak, soos wat U gesê het van Daniel, ek het gou gekom, want jy word hoog geag in die hemel. Here, maak van ons, soos wat U van Stefanus gemaak het, U het opgestaan, Jesus. Mag U van ons sê, dit is my geliefde kind, in wie ek welbehae het, Here. Ja, dat ons lewe so sal wees, dat U trots op ons is, Here. Dat U met trots kan sê, dis my kind hy. Help ons, Here. Ons is moeg van die lewe. Ons wil vir U lewe. Vanaand wil ons bedoel van die wêreld en gee my Jesus. Here, U ken ons waarheid vanaand. Ja, dat ons met U bedoel. Here, ek moet teruggaan na my huis toe. Ek het nie 'n hemel vir die mense nie. Ek laat hulle in U troue sorg, Here. Laat hulle aan U vashou, alles die koste wat, Here. Wees met ons, Here. Tot aan die einde van dae. Wanneer U bassein sal weer klink, en U sal kom op die wolke van die hemel. Al moet ons ook gaan sterwe terwyl ons wag, dat wanneer U roep, ons in ons graf sal hoor. Want ons ken die stem van ons Herder. Here, ons kyk uit vir die dag, wanneer ons saam met U sal wees, om nooit weer van U geskei te word nie. Om altyd met U te wees, terwyl ons wag, Here. Hou ons getrou, alles die koste wat, Here. Al sê die mense wat, Here. Hou ons getrou, as die gebed van my hart, in Jesus se kosbare naam, met baie danksegging. Amen en amen.